Ok julle, nou gister het ons nou gepraat oor die kragnetwerk en vandag gaan ons nou dalk, kom ons kyk waaroor kan ons praat. Kom ons praat oor ietsie wat 'n bietjie groter is en dalk 'n baie groter impak kan hê. Kom ons praat van wat gebeur het in 2019, 2020 in die wêreld. Ja, kom ons sê jy kry regtig 'n pandemie, wat regtig jy weet die mense nou van kant maak. En dit kan nogal ook weer 'n groot tamaletjie veroorsaak. Nou kom ons sê daar's nou maar 'n uitbraak van wat ook al gedink. Ek gaan nie eers spekuleer nie. Daar's so baie goggas daar buite, dis nie eers snaaks nie. Hier's nou maar hoe ek dit sien dit gaan gebeur. As gevolg van wat gebeur het in 19 en 20 gaan dit veroorsaak dat die mense gaan nie net so saam gaan soos wat hulle gegaan het in daai tyd nie. So ek glo as daar weer so 'n ding kom, plandemie, maak nou nie saak hoe jy hom wil sien nie en wat jou opinie daaroor is nie, maar hierso is hoe ek die verloop sien. So hierdie keer gaan die mense teen dit skop. Hulle gaan nie net sê okay, ons gaan nou in ons gaatjie sit en wegkruip nie, want jy weet dit is die storie nie. Dit gaan waarskynlik 'n scenario wees waar die mense baie teen dit skop. En dit gaan veroorsaak dat daar baie meer mense doodgaan, want hierdie gaan waarskynlik 'n ding wees wat se mortality rate baie hoër is. En as ek sê baie hoër as 2019 en 20. So ons praat van iets soos, kom ons sê 50 of 60%. Jy weet waar ek dink die 1920 was op die einde van die dag, ek dink 0 something gewees. Ek praat weer eens sonder korreksie, maar ja, anyway. En ek dink juis omdat die mense gaan teenskop, gaan baie meer mense doodgaan, en dan gaan die mense tot die besef kom, hoorie, maar hier is nou regtig 'n probleem, en dan gaan hulle, jy weet, alles doen, wat die regering op die einde van die dag vir hulle gaan sê om te doen. Wat 'n redelike groot probleem is, ek gaan nou maar weer die dae stap, so weer eens dag 1, gebeur daar so iets, het word nou aangekondig, is nou 'n ding, en hulle sê, ons gaan nou moet ingehok word, en ek dink die mense gaan net eenvoudig teen dit stry en net teen dit gaan. Maar dan, ewe skielik gaan die mense begin doodgaan, en skielik en baie. En daar gaan daar goed vir jou beskikbaar gestel word, soos enstof en so voorts, en jy gaan opeindig waar jy dit met oop hande vat, en jouself dan nou wel in 'n hok sit, en seker maak jy gaan nêrens heen nie, want jy's te bang jy word siek op die einde van die dag. So ek glo dit is ook 'n redelike groot risiko. Ek dink die ouens wat nou maar meerendeels baie van hierdie goedjies volg, sal vir jou sê dit is nou maar die plan wat hulle nog altyd het, is maar om die mense bietjie minder te maak, want daar's te veel op die planeet, ensovoorts. Maar ja, dit is eintlik maar irrelevant. Ek dink net, die groot ding vir my is, omdat hulle daai toetsloopie gehad het in 19 en 20, en die mense so mooi daarvoor geval het, maar dink ek nie die mense gaan wel weer daarvoor val nie. Maar ja, soos ek sê, dis dan, jy gaan basies maar weer in daai staat van paniek ingaan. Jy gaan wegkruip vir jou naaste mense, en dit gaan 'n regtig moeilike een wees, want ek weet daar gaan baie mense wees wat nie gaan wil beweeg nie, ensovoorts, en dit kan dalk veroorsaak. Jy weet, dis een ding om te hoor van iemand wat doodgaan, of selfs iemand te ken wat doodgaan, is 'n ander ding as jou familielid hier langs jou doodgaan. En ek dink dit gaan die groot verskil wees met hierdie so tipe pandemie wat dan nou waarskynlik vir ons op die horison lê. Een van die goeters wat ek maar altyd ook sê, is ook altyd die nadeel van 'n oorlog. Daar gaan gewoonlik baie meer mense na die tyd dood as wat daar in die oorlog self doodgaan. En dis nou maar van wanvoeding en swak water en daar's 'n verskeidenheid van aspekte wat daar 'n rol speel. Maar mense hou dit maar in gedagte. Dis iets wat ek ook dink ons voor kan kyk, wat so 'n bietjie van 'n probleem aspek kan wees. En ons moet maar pas op daarvoor. Ek dink dis maar 'n maklike manier om die mense te probeer beheer, veral as daar
malligheid wêreldwyd uitbreek, want ek voel ons nogal sterk op pad is. Ja, dis vandag sin is 'n klein bietjie korter. Ek sal môre weer meer in die lokaal fokus. Hierdie een is nou bietjie wêreldwyd, maar ek wou hom tog maar daar ingedruk het. Okay julle, praat môre.